Goeiemôre broers en susters. Graag geneemlik namens die leraar van Kerkraad of dat enige besoekers vanmôre en van die Here is, kan ek u vra om net so vir 'n wyle te staan. Al ons besoekers. Lof en aanbidding, lê voor ons verwelkom. Ons wil aan de Wit familie, Nibber en Juffrou, broer en suster Windvogel, broer en suster Koeksen. Ons wil vir u sê namens die leraar, die Kerkraad, en ons gemeente baie welkom vanoggend hier by ons in die gemeente. Ons wil die Here ook vir u vanoggend 'n spesiale seën hê. So ons hoop dat u ook die diens en die samesyn saam met ons as gemeente sal geniet. Nogmaals welkom. Geliefdes, vanmôre gaan ek weer eens voel soos die achtbare president. Dit is 'n lywige afkondigingslys omdat ons kerkraadsvergadering gehad het. Daarom ook die afkondigingsvoor soos deur die ware kerkraad goedgekeur. Vanoggend is dit die heilige nagmaaldiens. Ons liturg en prediker is dominee R.S. Jantjies. Die aktiwiteite vir die week is as volg: maandag aankom ons brigade om 6 namiddag byeen. En hulle program vir die aand is 'n kulturele program rakende Suid-Afrikaanse kulture en tale. Dinsdag aand om 7uur die koor, woensdagoggend gemeente biduur om 10 voormiddag, woensdag aand gemeente biduur om 6 namiddag. Die gemeentelede word uitgenooi ook om hierdie bidure by te woon. Vrydag aand lof en aanbidding in CYM om 6 namiddag. En geliefdes, tydens die kerkraadsvergadering gehou op 14 Augustus wil die kerkraad graag die volgende besluite as ook algemene inligting aan die gemeente bekend maak. Die kerkraad het die CAB se diens wat beplan is vir volgende week, die 23 Augustus, goedgekeur. Die gastspreker sal dominee Jody van Rooi wees. 'n spesiale kollekte sal ook tydens die diens opgeneem word. En daarom vra ons vriendelik die lidmate om asseblief net so ietsie ekstra volgende week ook vir die CAB saam te bring. Tydens volgende week se diens het die kerk ook goedkeuring verleen dat die barmhartigheidskommissie 'n spreekbeurt by wyse van 'n kort video sal doen. En dit is net om ons gemeente 'n bietjie in te lig rakende ons gemeente se barmhartigheidsdienste. Die kerk verleen toestemming dat die kos dan geadverteer word, omdat die kos se termyn op 31 Desember ten einde loop. Die advertensie sal dan open vanaf 1 tot 31 Oktober. En belangstellendes moet hulle aansoekbrief, 'n ID-kopie en dan ook 'n polisieklaringsbewys in die aansoek het, en jy kan die aansoeke ook dan by die skriba indien. Die kerk het ook besluit dat 'n bejaardefunksie op 11 Oktober sal plaasvind. Verdere inligting rakende die funksie sal deur die Wijkskerkraad aan ons CDL-lidmate weergegee word. Geliefdes, vanaf volgende jaar, so hard het mag klink, vanaf volgende jaar het die kerk besluit dat ons slegs 1 gemeente bestuur en 1 wijksbestuur per maand gaan hê. En dit is as gevolg van almal van ons
se swak bywoning van hierdie dienste. Gewoonlik in die wijkspuntuur, as dit net die huisgesin, met so 1 of 2 lidmate van die wijk, en dan wil ek die spraak van die gemeentebestuur. Dis net die leraar, die koster, 1 of 2 kerkraadslede en die katekisante. En daarom het die kerk die besluit geneem dat ons volgende jaar slegs 1 van jaar per maand sal hê. Dan het die kerk ook besluit dat 'n tugkommissie uit die huidige kerk saamgestel is en verkies is om alle tuggevalle te hanteer. Nou die kommissielede wat dan verkies is Dominee Jantjies, ouderling Lies Kleinhans, ouderling Raymond Wiels, ouderling Dampies Martin, diaken Frankie Teteri en ouderling Anna Hendricks. Alle tuggevalle, geliefdes, sal voortaan tydens die eredienste afgekondig word. En ek wil byvoeg, dis nie net tuggevalle as u nou die streep oortree het nie, maar dis ook dan nie offervaardigende lidmate van ons kerk die van vooraf se name aan die gemeente bekend maak. Sowel as lidmate wat op ons kerk se boeke is, maar wat nooit die kerk bywoon nie. So die kerk is baie ernstig in die verband. As u weet van u familielede wat baie lank as in die kerk was, wat nie offervaardig is nie, dan wil ons vir u ook vra, ondersteun die kerk ook in daardie besluit, om ook daardie lidmate aan te spreek, om ook hulle pligte teenoor God se kerk na te kom. Dan geliefdes, die kerk het ook besluit dat lidmate, en dit is ook 'n baie sensitiewe aangeleentheid, lidmate wat in 'n ander wijk bly, maar wat steeds verkies om in 'n ander wijk te wil wees. Ons gaan dit ook stop vanaf volgende jaar. So u het nou kans om u sake in orde te kry. Ons kerkraad is heeltemal bewus dat hulle sal ook die adresse kry van die lidmate en u sal eers daar sal u ook besoeke ontvang vanaf die kerkraad van daardie spesifieke wijk waar u woonagtig is. Soos hooplik u verstaan ook die besluit in die verband. Want dit skep geweldige probleme omdat 'n kerkraad moet dan buite sy grense in 'n ander wijk moet hy sy lidmate gaan bedien. Dan geliefdes, die Ringskorefees vind plaas op Sondag 30 Augustus te VGK Berrydale om 3 namiddag. Nou, ons kerkraad het weer eens 'n 65 bus wat ons gratis aan die gemeente beskikbaar stel. Let wel, daar slegs 49 plekke, omdat die koor het al reeds die 16 plekke in die bus. So 49 se plekke is oop en die kerk het dit weer goed geag om Suster Lia Alexander aan te stel om vir ons daardie bus te koördineer. So daar's 49 plekke, so u kan vandag na die erediens kan u naam by Suster Lia opsit asseblief. Dan geliefdes, die volgende afkondiging. Ek dink verlede week het ons vir u so 'n vertoning gehad rakende ons klaskamer steidings, wat die kerk ook in werking gestel het vir ons Sondagskool. Maar wat jy waar die kerk moet agterkom is dat van ons verenigings en van ons lidmate gebruik hierdie steidings nou om vir dekor. En ons wil regtig waar 'n beroep dat die kerk het geld gekos en ons vra vir u om asseblief in die toekoms aan alle verenigingsleiers neem kennis, sowel as u wat die kerk saal dan nog gaan hier by die koste, dat u asseblief nie hierdie steidings sal gebruik vir dekor nie. Kan ons staat maak op u, geliefdes? Kan ons staat maak, geliefdes? Baie dankie. Dan geliefdes, u kan dan ook na afloop van die erediens, kan u ook net so draaitjie stap na ons babakamer. Baie mooi. So alle moeders wat met babatjies kerk toe kom, kleinkinders kerk toe kom, en hulle raak so 'n bietjie woelig in die kerk, u is welkom om dan vir ons by die voorportale uit te gaan, en dan kan u die buitekant kan u omgaan, die koster sal daai die oophou, en dan kan u met die baba of die kind kan u daar in die babakamer gaan sit. En dan vra ons baie graag ook, indien u enige speelgoed het van u kinders, wat nou daar by die huis rondlê, is u welkom om asseblief daar die speelgoed vanaf volgende week ook vir ons saam te bring, dat ons ook dan die babakamer ook dan nou baba-vriendelik maak, dat ons ook hier kan speel ook daar. Geliefdes, neem dan verder kennis, dat ons Ouma Sari Sou is verskuif na 4 Oktober, en dit sal nou nie meer in die stadsaal plaasvind nie, maar wel in
Langeberg skoolsaal. Die prys is steeds R100. Ons as kerk wil net die volgende ook deurgee van ons 600 kaartjies is 200 reeds verkoop. So indien u nou nog nie 'n kaartjie het nie, moet u met die Wekskerkraad inskakel om teleurstelling te vermy. Die kerkraad bedank dan die Wekskerkraad en die lidmate van Wek 14 vir die heerlike verversings wat ons Vrydag geniet het. Ons brigade se nasionale drill en musiekkompetisie vind op 3 Oktober te Pakketberg plaas. Die busprys is R250 en indien daar lidmate is wat ons brigade wil gaan ondersteun, is u welkom om u naam by die offisiere dan op te sit. Voorbidding word dan gevra vir die 24ste gewone ringsitting, wat dan hierdie jaar vanaf 12 tot 13 September te Heidelberg sal plaasvind. Die leraar sal ons verteenwoordig. Ouderling Howard Jacobs is dan verkies as die primarius lid en ouderling Raymond Wiels as die secundus lid. Die gemeente se voorbidding word gevra vir die ringsitting. Die gemeente se voorbidding word verder gevra vir 'n spesiale kerkvergadering wat op 27 Augustus om 7 uur hier by die kerk sal plaasvind. Die volgende sieke voorbiddings word gevra, Suster Raaitjie Beekman by 1, Suster Letjie Volksen by 1, Suster Linda Oktober by 14, Broer Andries Hector by 15, Broer Daggy Maurice van ons plaaslike AGS kerk, Broer Johannes Johnson by 9 en Suster Pietro Anthony by 15. Ons verjaarsdag gelukwensings gaan dan deur die koor gehanteer word en ons blommebeer vir Augustus is by 14. Na afloop sal Broer Kassier net die gemeente toespreek. Broeders en susters, dis dan ons gemeente se afkondigings, verskoning. Dan geliefdes, ons het al 'n paar weke afgekondig in die voorportale het dit opgesit. So u kan dan nou net soms so veel neem van dit, al die mans. Dit is nou die 2026 Mighty Man Conference, wat dan op die R60 plaasvind vanaf die 18de tot die 20ste September. En vir die naweek is dit R150 per persoon. En die tickets kan ook dan online geboek word of bestel word. En dan daar is ook inligting rakende selnommer en ook 'n e-posadres indien u meer inligting wil bekom. Dis dan nou die gemeente se afkondigingsliefdes. Ons by die Here se seën toe op ons gemeente en al ons werksaamhede. Die koor. Goeiemôre broers en susters. Ons is nou nie in die koor nie. Ons gaan ook maar nou nie probeer om koor toe te gaan nie. Maar broers en susters, namens die koor en die kerkraad verneem ons graag of daar enige een is wat vandag of deur die loop van die week verjaar het, dan vra ons vir u om so veilig op te staan. Enige verjaarsdag. Kom maar nie. Nou aan diegene wat staan vandag, ek sien as die meeste is verjaarsdag, namens die kerkraad en die koor, hoop ons dat dit 'n geseënde dag gewees het, dat u ten volle geniet het, dat u genoeg koek geëet het, en dat u uitsien na die volgende lewensjaar. Dit is net genade dat ons nog 'n lewensjaar kan byvoeg. Dan wil ons graag ook aan Anselli wat daar in die hoek staan, sy is vandag op baie groot getal, sy is vandag 80.
Broers en susters, so namens ons as kerkraad ook, en dan sê die baie geluk. Ek dink of ek 5 vertel van nag 12 uur, het ons al begin met ons gelukwensings aan Sister Sally. Baie geluk met u verjaarsdag aan Sally. 80 jaar, dis regtig genade uit die hand van die Here. En u is bevoorreg om, iemand het vanoggend gesê, u is nog baie jonk eintlik vir 80. So baie geluk aan Sally, en ek weet dat jou kinders jou vandag gaan bederf met die planne wat hulle uitgesit het, en dat jy dit ook gaan geniet. Jy weet. Goeiemôre geliefdes. Ek sing in die koor, ek het nog net nie 'n mic. Ek gaan vir u lees die versie wat op ons kampie staan. Sê mag hierdie wense vir jou seëninge in oorvloed bring van liefde, vrede, gesondheid, vrede en ook voorspoed. Mag Jesus jou leidman wees en voorsien in elke behoefte na die rykdom van sy genade. Nie net vir môre en oormôre nie, maar ook vir elke dag van u lewe. Mag jy al die geluk en vrede ontvang wat jou hart kan hanteer. Al die glimlagge wat 'n dag kan bring en al die seëninge wat 'n leeftyd kan vir u hou. Mag hierdie dag en aan die dae voor lê vir u geseën wees. Baie dankie. Goeiemôre dierbares. Goeiemôre Papa. Toe die skrywer my naam noem, voel ek net, die gaan 'n koue bal. Almal raak net so dood. Dierbares, ek kom hier oor jaar vra. Ek wil vir julle goeie tyding bring. Laat my toe om net die volgende te doen, gemeente. 'n Leraar namens ons kerkraad en ook die gemeente wil ons vir u, ek dink julle kan onthou die paar weke terug het die boks verskriklik gegrens. En toe die leraar gesê, maar ons sal 'n plan maak vir 'n nuwe mikrofoon. Die kerkraad het nou goed gedink om vir die leraar 'n nuwe mikrofoon te koop, dierbares, sodat niemand kan sê maar ons het nie gehoor wat Dominee sê. So namens die kerkraad wil ek dit vir die leraar verander. Dan sê, en mag dit net woorde van vrede spreek, soos wat ons het wil hê. Kom ons sluit voor die oë en dan dra ons net hierdie item oor aan die Here. Here Jesus, vanoggend kan ons net dankbaar wees, Here. Here, dankie vir nog 'n byvoeging tot ons bediening, Here.
Here, dankie dat U dit vir ons so gemaklik maak, Here. Dat ons nie kan uitgaan en sê, maar ons het nie gehoor nie. Here, ek wil vra dat U die item sal kom seën, Here. Here, die kabel wat daar deur gaan, Here, die woorde wat daar deur gaan, God my Vader, Here. Here, en as die duiwel enige plan het, Here, dat U dit sal afsny met ons. In Jesus naam. Here, kom seën ons bediening, Here. Here, kom seën ons offers, Here. Ons staan hier elke Sondag staan ons die jakens en hulle bid tot uitbreiding van U koninkryk. En dit is waar ons dit wil gebruik met God. Here, kom seën ons in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, sê, nou kan die leraar ons nou met die nuwe mic, die huweliksaandenking. Baie dankie, Brawie. Broers en susters, hartlike goeiemôre aan die elkeen. Môre dominee. Ek kan my môre daarom seker beter hoor. Laat my toe, broers en susters, om vanoggend dan ook die huweliksherdenking saam met my vrou te doen. So as daar enige persoon is wat hierdie afgelope week 'n huweliksherdenking gevier het, dan vra ons vir julle asseblief om te staan. Mense wat hierdie week hulle troudag herdenk het, is daar persone wat huweliksherdenkings gevier het. Lyk my daar. Ja, is 25 jaar getroud. Hy was 25 jaar, kom staan nie voor met dank. Staan nie voor sy graag. 25 jaar getroud. Geliefdes, broer en suster Martin, maak so vir ons allemaal baie geluk, eerste plek lampies vir julle met julle 25ste huweliksherdenking. Mag die Here se seën verder op julle huwelik rus. Dankie vir die besonderse gawe wat julle is vir ons as die kerk en dat ons ook elke dag vanuit julle menswees kan leer hoe dat 'n mens as egpaar saam in diens van die Here staan. Ons wil graag saam met die deel 1 Korintiërs 13 verse 4 tot 7 wat sê: die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, dit is ook nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belange nie, dit is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom oor alles en dit verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Mag hierdie beeld wat Paulus skryf in Korintiërs ook elke dag waar in u huwelik wees, maar ook so ons almal se huwelike hier in die gemeente. Kom ons gee hulle 'n lieflike hand. Ek kan onthou dat is op nog 25 jaar onthou het die mama, maar ek kan maar seker so 25 jaar terug se soen weer. Kom aan, Andy. Kom. Geliefdes, ek gaan my vrou vra om ons gesinskees ook vanoggend aan te steek. Ons steek dit vanoggend ook aan in die gedagte van verse 7 wat sê: die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vanoggend dat ons Here kan deel in die vreugde van die Martin gesin. Dankie dat die Here vir 25 jaar vir hulle gedra het en dat die Hemelse God en Vader elke dag vir hulle 'n goeie God is. Ons bid dat U hulle huwelik sal seën, die nasate daarvan en besonder ook Here hulle werk in ons gemeente. So Here wil vanoggend ook so elke huwelikspaar aan U kom opdra in hierdie gemeente. Ons bid dat U ons huwelike sal seën, Here, dat U dit sal beskerm en dat dit U self, Here, in stand ook sal kom hou. Wil U op 'n besonderse wyse altyd kom verheerlik word in die wyse waarop ons met mekaar omgaan in die huwelik en hoe ons mekaar hanteer. Soos dit bid, Here, met soveel afhanklikheid in Jesus naam.
Amen. En amen. Broers en susters, ek wil vanoggend aan ons erediens begin aan die hand van Psalm 133 wat vir ons die volgende woorde sê: Hoe goed en mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat vanaf die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot op die soem van sy klere. Dit is soos dou op Hermonberg, want op die berg by Sion val, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën en 'n lang lewe. Sy dit miskien kan opsom, vers 1 en 3. Hoe goed en mooi is dit as broers eensgesind saamwoon, want daar stort die Here sy seën en 'n lang lewe. Liewe gemeente, broers en susters, wanneer ons op Sondag met mekaar saamkom, mag ons dit ook so doen met hierdie een doel voor oë, om die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees te aanbid, want daardeur laat ons toe dat God ook die rykdom van sy seën op elkeen van ons neerstort. Mag ons vanoggend God se genade, God se barmhartigheid en God se vrede opnuut ervaar wanneer ons so in eenheid saam aanbid. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here, dan sing ons met mekaar saam Gesang 351, Gesang 351. Ons is almal nou hier saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Kom ons staan saam en ons sit dit tot met die eer van die Here. Geliefdes, broers en susters, ons kry dan nog vanoggend ook 'n geleentheid om die Here te kon dien met ons offerhandes en ons kollektes. Ons gee vanoggend sy dankbaarheid vir die Here, omdat hy in elkeen van ons behoeftes voorsien. Psalm 34, liewe broers en susters, en verse 20 sê die volgende woorde: Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige, geen been daarvan word gebreek nie. Omdat God vir ons sorg, God ons in stand hou en God omsien aan ons behoeftes, kan ons ook met dankbaarheid vanoggend aan die Here kom gee. Die lofbiding sal vir ons begelei met 'n paar koortjies terwyl ons dan ook
deur die jagers begelei word ons vanoggend tot die Here offer.
Here, vanmôre kom ek met dankbare harte, Here. Here, om vir u te kom sê, baie dankie, Here, vir hierdie offers. Baie dankie, Here, vir die kollekte, Here, wat in hierdie bordjies, hierdie sakke, Here, gewerk is vanoggend. Here, ons gebed is, Here, dat hierdie God dit vir ons sal seën, Here. Here, en as jy dit klaar geseën het, Here, gee dit vir ons terug. Here, dat ons dit kan gebruik, Here, vir u koninkryk hier op aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes en Jesus Christus, susters, ons gaan ons gereed maak vir die woord van die Here. En daarom vra dat ons hulle ouer sekers ons ook nog gaan net met op die woord van die Here. Kom ons word stil en dan sal Oudling Jacobs vir ons aanbid om die woord van die Here. Kom ons sluit die woord hierbares. Here Jesus, vanoggend kan ons nie anders om vir u dankie te kom sê, Here. Here, dankie vir die genade, Here. Here, dankie vir u krag, Here. Here, u het vir ons deur 'n onbekende week gedraai, Here. Here, dat ons vanoggend ons oë kon oopslaan, Here. Here, ek wil u kom innooi, Here, in ons diens vanoggend, Here. Here, kom stuur die Heilige Gees met God bewaar, Here. Here, as die duiwel enige planne het met ons diens volgende, Here, kom sny dit af in Jesus naam, Here. Here, ek wil ons prediker vanoggend na u toe bring, Here, wat vir ons die woord gaan lees met God bewaar, Here. Here, die kosbare woord, Here, wat nooit sy krag verloor het, Here. Here, dit is dieselfde woorde wat vir ons dag tot dag draai, Here. Here, kom seën die woord in Jesus naam. Amen. Sê baie dankie, Jacobs. Geliefdes, ons gaan die voetkaart ons Bybels oopmaak by die Evangelie van Johannes. Johannes hoofstuk 4 en ek lees vanaf vers 7 tot en met vers 27 van ons teks en ek lees in die 1983 vertaling. Jesus het die Samaritaanse vrou. Dan kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar: "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God jou gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee." Die vrou sê vir hom: "Meneer, jy het nie eens 'n skepping nie en die put is diep. Waar gaan jy hierdie lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en selfs al het sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Maar Jesus antwoord haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar: "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord: "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar: "Dit is reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem." Jesus sê vir haar: "Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid.
Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur Gees en in waarheid aanbid. Vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê of vir hom, waarom praat u met haar nie? Miskien vers 28 en 29. Die vrou het toe water gekry, net daar laat staan en aan die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Tot sover die woord van die Here. En dit is as ek miskien aan die hand van ons voorgeleesde teks vanoggend met ons kan praat, wil ek miskien dalk saam met ons praat onder die tema vanoggend, Jesus werk deur H2O. Jesus werk deur H2O. Geliefdes, telkens wanneer ons deur die evangelies lees en ons noukeurig die lys en optrede van Jesus Christus navolg, dan sal ons sien, broers en susters, dat om en by water baie keer 'n belangrike en 'n besonderse rol in Jesus se hele bediening hier op aarde gespeel het. Water, liewe broers en susters, is soms 'n baie gewone kommoditeit. Ons gebruik dit elke dag, ons drink dit, ons was daarmee, ons gebruik dit om te kook en soms gebruik ons dit ook net om aan die lewe te bly. Maar vir Jesus, liewe broers en susters, was water baie meer as net 'n gewone kommoditeit. Van Jesus, broers en susters, het telkens hierdie ding water aanskou as 'n bedieningsmeganisme om mense se lewens radikaal te verander. Aan die begin van Jesus se openbare bediening, broers en susters, waar Jesus self as te ware homself voorstel aan die publiek in Johannes hoofstuk 2, kom ons agter dat ook daar water teenwoordig was. Johannes 2 vertel vir ons dat Jesus saam met sy moeder Maria by die bruilof van Kanaan aankom. En terwyl die gaste besig is om fees te vier, word daar 'n broers en susters chaos ontlont wanneer die wyn opraak en sy moeder dan vir hom sê, sal jy nie vir hierdie mense 'n wonderwerk verrig nie. Dan sê Jesus vir hulle, maak die kruike vol H2O water. En dan verander Jesus dan hierdie water in wyn en dit word sy eerste en grootste openbare wonderwerk. Verder meer, broers en susters, sien ons wanneer Jesus Christus op die kus van Galilea loop, dan roep hy vissermanne wat ook op H2O water gewerk het en hy sê, kom en ek sal vir julle vissers van mense maak. Hy roep disippels vanuit water om sy volgelinge te word. So lees, broers en susters, in Matteus hoofstuk 14, 'n interessante verhaal, wanneer Jesus, nadat hy die menigte skare gevoed het, stuur hy sy disippels uit om na die ander kant toe oor te vaar. En dan sê die Bybel vir ons, die volgende môre sien hulle hoe dat Jesus op die water na hulle toe aankom. En dan sê hy vir Petrus, klim uit en loop ook op hierdie H2O water. En so, broers en susters, kan ons na narratief in die evangelies gaan kyk, deur ons te sien hoe dat Jesus telkens water gebruik het om die lewens van mense te verander, maar ook 'n middel is oor hoe hy met mense kommunikeer. Dus is dit nie vir ons verbaas dat Jesus ook hier die Samaritaanse vrou by 'n waterput ontmoet nie. En wanneer broers en susters Jesus hierdie vrou by hierdie put ontmoet, gaan dit egter oor meer as net die water wat Jesus van haar vra. Dit handel
om 2 gedagtes vanuit ons teks met ons vanoggend te deel as ons boodskap. As ons vanoggend sê Jesus werk deur haar 2 oë, dan kan ons ook hierdie haar 2 oë gebruik as 'n akroniem of 'n metafoor om ons teks duidelik te ontlont. In die eerste plek, broers en susters, kan ons vir mekaar sê Jesus werk deur ons huidige ontmoetings of deur hierdie tipe van ontmoetings. Sien broers en susters, wanneer Jesus by die put aankom, dan ontmoet Jesus hierdie Samaritaanse vrou vir die heel eerste keer in sy lewe. Hierdie ontmoeting is ook intentioneel deur Jesus beplan en het 'n spesifieke doel wat hy daardeur wil bereik. Wanneer jy die Bybel gaan naslaan en so 'n bietjie navorsing doen oor die verhouding tussen die Jode en die Samaritane, dan word daar vir ons telkens vertel deur teoloë dat baie van die Jode 'n ander pad gekies het om verby die Samaritane te wil loop. Die Jode wou nie in kontak saam met die Samaritane kom nie. Dis sê hierdie vrou vir Jesus dan wanneer hy by haar aankom in die eerste plek, hoe is dit dat u vir my water vra om te drink? Inteendeel, hoe is dit dat jy saam met my in die eerste plek 'n gesprek aanvoer? Want julle mense het mos nie agting vir ons nie. Julle mense wil nie met ons in kontak kom nie. Inteendeel, die Jode vermy vir ons as Samaritane, so asof ons onwaardig is as mense. So vir hierdie vrou is dit ook 'n groot verbasing dat Jesus haar hier by hierdie put ontmoet. Vir hierdie vrou, broers en susters, het sy gedink dat die optrede van Jesus sou wees dat hy van hierdie put af op sou spring en dan ook 'n ander weg om sou loop, omdat ander Jode dit ook gedoen het. Maar Jesus kies hierdie ontmoeting om met hierdie vrou gesprek in te voer. Jesus, broers en susters, ontmoet hierdie vrou in 'n openbare terrein waar sy haar alledaagse behoefte as te ware uit en aan kom gee deur water te kom haal. Ander Jode sou hierdie vrou moontlik vermy het en die ver langs pad gestap het oor 'n verskriklike klomp redes. Kom ek noem so 'n paar vir u miskien daaroor. In die eerste plek sou Jode, broers en susters, verby hierdie vrou geloop het van daar is etniese grense wat hulle verhoed het om met mekaar te praat. Want die Jode en die Samaritane het niks gehad wat hulle saam bind nie. So etnies sou Jesus van hierdie vrou af moes weggeloop het, want daar is nie 'n verbintenis tussen hulle nie. In die tweede plek, broers en susters, moes Jesus op 'n morele wyse ook van hierdie vrou af weggestap het, want dit was verhoed geweest vir 'n man en 'n vrou om in die openbaar saamgesien te word as hulle nie in die huwelik aan mekaar behoort het nie. Maar ook, broers en susters, sosiaal sou Jesus miskien moontlik van hierdie vrou af weg moes gebly het, want hierdie vrou se verlede vertel nie vir ons 'n pragtige verhaal nie. Wanneer ons die teks lees, dan hoor ons hoe dat Jesus sê dat hierdie vrou alreeds 5 manne gehad het en die 6de een wat sy mee besig is, ook nie harne is nie. So ons kan nou maar self maar net dink wat die sosiale gemeenskap rondom hierdie vrou gesê, wat 'n negatiewe opmerkings oor haar lewe gemaak was. So op grond van al hierdie grense moes Jesus nie met hierdie vrou gepraat het nie. Maar Jesus kies om oor etniese grense te beweeg om hierdie vrou te ontmoet. Jesus kies, broers en susters, om oor morele grense te beweeg om hierdie vrou te ontmoet. Jesus kies om oor sosiale grense te beweeg om hierdie vrou te ontmoet. Verder meer, broers en susters, wanneer Jesus hierdie vrou ontmoet, keer hy nie hierdie vrou van hom af weg, of hy sê hierdie vrou van hom af weg, deur vir haar te sê dat sy eers 'n afspraak met hom moet maak om hom te kan sien of 'n gesprek met hom aan te kloof nie. Nee, toe Jesus hierdie vrou ontmoet, is hy onmiddellik vir hierdie vrou beskikbaar. Jesus, broers en susters, in hierdie ontmoeting sien 'n geleentheid om in hierdie vrou se lewe te spreek ver bo dit wat sy met die oë van af sien. Jesus sien hierdie ontmoeting as 'n
geleente om dat transformasie in die vrou se lewe te bewerkstellig en daarom wys hy nie hierdie vrou van hom af weg op grond van al die grense wat daar is nie. Nee, hy kies om hierdie vrou intentioneel te benader, want hy ag hierdie vrou waardig dat haar lewe verander kan word. Vraag ons en susters wat ons onsself telkens as kerk vandag moet vra is, lewe ons ook in hierdie voorbeeld van Jesus vandag? Sien ons ook ontmoetings met mense as goddelike geleenthede waarin ons die evangelie in mense se lewe in kan spreek sodat hulle lewens radikaal kan verander? Of is ons ook maar gemaklik oor die grense wat rondom ons sit en dan gebruik ons dit as te ware as verskoning om nie saam met mense in gesprek in te gaan nie? Nee, hierdie persoon behoort nie aan die VGK kerk nie, so ek kan nie saam met haar of hom praat nie. Hierdie persoon betaal nie om dankoffers nie, hulle loop nie kerk nie, so ek gaan nie eens moeite maak om saam met hierdie persoon te praat nie. Nee, hierdie persoon kom van hierdie of daardie familie af en dis hulle agtergrond lyk, so ek gaan nie eens worry om saam met hulle te praat nie, want daar kan in elk geval niks goed uit daai familie kom nie. En dis hoe ons as kerkmense vandag telkens grense opbou wat ons verhoed om ander mense te ontmoet. Dis ons broers en susters selfs toelaat dat grense ons verhinder om die evangelie van Christus aan ander oor te dra, om te verseker dat mense se lewens kan verander. Van dink jouself nou maar net in, as Jesus nie hierdie ontmoeting gebruik het met hierdie vrou nie, sou hierdie vrou se gang van lewe nooit verander het nie. Sy sou voortbly leef in hierdie tragediese drang van een huwelik of een verhouding na die ander verhouding. Hierdie vrou sou altyd die negatiewe konnotasie aan haar gehad het in die samelewing en almal sou altyd iets oor haar gesê het. Maar Jesus kies om hierdie vrou net daar te ontmoet en saam met haar te praat. Jesus stuur nie vir haar om eers seker te maak dat sy reg is en dan weer terug te kom. Jesus sê nie vir haar, maak seker dat jy in orde is voordat jy na my toe kom nie. Jesus ontmoet hierdie vrou net soos sy is. Jesus ontmoet hierdie vrou net daar waar sy haarself ook op daardie punt in haar lewe vind. En hy sien 'n geleentheid om die vrou se lewe te verander. Hierdie vrou, broers en susters, se geval is moontlik nie net uniek aan Jesus nie. Ons sien, broers en susters, ook in ander stories hoe dat Jesus mense net daar ontmoet het en hulle lewe verander het. Jesus ontmoet vir Saggeus in 'n vyeboom. Jesus ontmoet vir Bartimeus langs die pad terwyl almal verby hom loop. Jesus, broers en susters, roep vir Petrus en die ander disippels op 'n visserboot en wag nie tot hulle in die tempel inkom om hulle te roep nie. Nee, Jesus ontmoet mense net daar en hy's onmiddellik vir hulle beskikbaar. Want Jesus werk deur heilige ontmoetings saam met mense. Tweede plek, broers en susters, werk Jesus nie net deur heilige ontmoetings nie. Jesus werk ook deur heilige omstandighede. Wanneer ons die storie van hierdie Samaritaanse vrou lees en dit deurgaan, dan kan ons agterkom dat die omstandighede van hierdie vrou nie baie goedgunstig was nie. Kom ons net so 'n bietjie na die ontmoeting en hierdie omstandighede van hierdie Samaritaanse vrou. Ek het sopas, broers en susters, vir ons genoem in die eerste plek dat hierdie vrou 'n negatiewe verhaal het wat agter haar aan saamloop. So die omstandighede waarin hierdie vrou leef is van so 'n aard dat sy nie maklik met ander mense in kontak inkom nie. Wanneer jy verder hierdie storie gaan bestudeer, dan sal jy agterkom, daar word vir ons vertel dat Jesus en hierdie vrou laat in die middag ontmoet het. Nou wanneer jy die geografiese studie gaan doen van die Bybelse tyd, dan sal jy agterkom en hulle vertel vir ons dat in hierdie
die verhaal wat vertel word. Dit was 'n verskriklike warme gebied gewees. En baie keer het vrouens vroeg in die môre na die put toe gegaan om water te gaan kry, om te verseker dat hulle nie deur die son doodgebrand word in die middag nie. En tweedens, hulle het vroeg na hierdie put toe gegaan om te gaan verseker dat wanneer die mans en die kinders opstaan, hulle alreeds water het om die daaglikse take te kan begin. So die gebruik was gewees dat vroue vroeg in die môre na die put toe gaan, water gaan haal en dan weer betyds huis toe kan kom en dan die dag kan begin. Van hierdie vrou se geskiedenis, van die omstandighede van hierdie vrou, kan sy nie saam met ander vroue na die put toe gaan nie. En die Bybel sê, sy moes laatmiddag na die put toe gaan, omdat sy moontlik skaam was vir die omstandighede waarin sy was. Omdat sy moontlik, broers en susters, genoeg gehad het van dit wat mense van haar gesê het, en sy wou nie saam met ander vroue in kontak kom nie. Nou kies hierdie vrou juis 'n tyd in die dag wanneer dit die warmste is, want sy het geweet, as ek op hierdie stadium na die put toe gaan, sou ek niemand daar kry nie. So hierdie vrou, broers en susters, lewe ook met 'n groot stuk skuld in haar lewe. Hierdie vrou leef met 'n groot stuk skande wat sy saam met haar dra. En derdens, hierdie vrou leef saam met 'n groot sonde uitdaging waarmee sy saam sukkel. En dit is die omstandighede wat hierdie vrou in leef. Omstandighede van skuld, omstandighede van skande en omstandighede van sonde. Die Bybel sê, in daardie omstandighede ontmoet Jesus hierdie vrou. Jesus sê nie vir hierdie vrou, gaan maak eers die skande wat jy saam met jou dra reg nie. Jesus sê nie vir hierdie vrou, gaan laat staan eers jou sonde, gaan los al die mans en dan kom jy na my toe terug nie. Jesus, broers en susters, wys nie verder vinger na hierdie vrou toe en gee vir haar skuld van haar omstandighede nie. Nee, Jesus transformeer hierdie vrou so omstandighede en hy sien dit as 'n geleentheid om die vrou te red. Probleem wat ons vandag in die kerk het is dat ons kies net goedgunstigde omstandighede waarin ons betrokke wil raak. Ja, mense wat vir die kerk gee, ons loop hulle deure af. Mense wat kerk loop, ons gaan net na hulle toe. Maar hierdie persone met die ander omstandighede wat vol skande, vol skuld en vol sonde is, die vermy ons en ons wil nie met hulle geassosieer word in die lewe nie. Wat gaan die mense nou sê as ek nou saam met 'n sondige mens om die tafel sit? Wat gaan die mense nou sê as hulle ook nou vir my sien met 'n persoon wat nou die talk of the town in die dorp is? So kies ons telkens om mense te kritiseer en mense te oordeel vanweë die omstandighede waarin hulle lewe en hulle self in bevind. Jesus wys vir ons iets anders, broers en susters. Jesus demonstreer hoe dat mense so omstandighede vir ek en u geleenthede is om positiewe insaag in mense se lewens te maak. Jesus wys nie hierdie vrou weg omdat sy haar eers aan omstandighede moet gaan verander nie. Nee, Jesus werk met hierdie vrou net daar waar sy is. En hy maak vir haar reg. Jesus is vir hierdie vrou beskikbaar, want daardeur kan hy haar lewe transformeer. Vraag wat ons onsself afvra is, broers en susters, watter veranderingskrag kan ons nie in ons gemeenskap ook bewerkstellig wanneer ons net meer tyd maak vir mense wat anders as ons is nie. Watter wonderlike, broers en susters, transformasie sal ons nie sien wanneer ons as kerk beskikbaar is vir mense wat telkens as minder as aanskou word nie. Want was ons telkens geleer op Bybelskool. Mense gee nie om oor hoeveel jy weet nie. Nee, mense gee om oor hoeveel jy
hulle omgee. People don't care about how much you know until they see how much you care. As ons leer om eers vir mense beskikbaar te wees in die omstandighede waar hulle is soos Jesus, het ons 'n beter geleentheid om mense na Christus te lei. Van hierdie ontmoeting en hierdie huidige omstandighede wat Jesus hier vrou in ontmoet, vertel die Bybel vir ons, word hierdie vrou se lewe radikaal verander. Verse 27 en 28 vertel vir ons in die teks, nadat hierdie vrou gesien het hoe dat Jesus vir haar omgee en hoe dat hy beskikbaar vir haar is, sê die Bybel, en hierdie vrou haar kruik en alles net daar gelos en Samaria ingehardloop en gesê, die Messias het na ons gekom. Broers en susters, wat 'n wonderlike aanskouing sal dit nie ook wees vir die hemel, wanneer ons ook vanweë ons ontmoetings met mense, vanweë ons belangstelling in mense se omstandighede, wanneer ons ook so in mense se lewens verandering bewerkstellig nie. Want moontlik daardeur kan ons 'n disipel vir Christus op aarde wen. Oproep wat ons broers en susters vanoggend van hierdie storie van Jesus en hierdie vrou ontdek is dat in die eerste plek Jesus roep ons as 'n kerk van Christus om beskikbaar te wees vir alle mense. Nie net vir 'n sekere elite groep wat ons goedgunstig ag nie. God roep ons om ons deure, ons harte oop te maak vir alle mense, ongeag wie en wat hulle ook al mag wees. En dan, broers en susters, sê hy vir ons verder, ons nie net ons deure oop moet maak en mense ontvang nie. Hy gaan verder en hy sê vir ons onsself vir hierdie mense beskikbaar moet stel, sodat ons diensbaar vir hulle kan wees, in watter omstandighede hulle vir ons ook al nodig mag hê. Die kerk word nie vandag geroep om op die hoeke van die strate te staan en mense te wink en te sê, kom na Christus toe nie. Nee, die kerk se opdrag is juis om mense te gaan haal in die omstandighede waar hulle self ook al mag bevind. Mag God ons broers en susters ook vanoggend so missionaal aanspoor, dat ons elke ontmoeting wat ons mense het, as 'n goddelike geleentheid aanskou om die evangelie met mense te deel. Maar verder meer, mag God ons so onrustig maak oor die omstandighede van mense rondom ons, dat ons sal poog om mense daaruit te gaan red. Want daardeur beeld ons die evangelie van Christus uit. Amen. Here, ons dankie vir die kondiging van die heilige woord. Mag U vanoggend, Here, die naprediker ook daar gaan wees. Maar Here, nie die naprediker sodat ons in ons gewete gesis mag word nie. Maar mag U immers, o God en Vader, die naprediker daarvan wees, dat die Heilige Gees, Here, ons so sal aktiveer om oral as gestuurdes van Christus te gaan leef. Want Here, U stel ons in staat deur heilige ontmoetings. En Here, U gebruik ons in omstandighede oral waar mense hulle self bevind. Seën U ons verder as ons dit bid, Here, met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Ek gaan nie nog van 'n bidden vra vir ons weer daar die lied te sing. Vrou van Samaria, gee my 'n bietjie water, terwyl die diakens dan vir ons die tafel van die Here voorberei, en dan gaan ek die ouderlinge uitnooi, en dan ook vanoggend ons verjaarsdagmaatjie, om saam met ons by die tafel van die Here aan te kom sit. So kom ons gee geleentheid vir die diakens om die tafel gereed te maak, dan sal die ouderlinge kom, en dan ook Suster Windvoogel, maar saam met ons by die tafel van die Here aan gaan sit. Maria.
gemeente, kom ons word vanoggend voor die Here stil en dan vra ons hulle Beels dat God net vir ons die seën van die Here daarvoor te bid. Kom ons raak stil voor die Here. Hemelse Vader, hoe kan ons U vergelde vir al U weldade? Here, ons is maar net mens, my Vader. Here, 'n stofdeeltjie wat geformeer is omdat U guns gevind het in ons lewe. Here, wat U vir ons waardig geag het, my Vader, daarom het U vir ons geskape. Here, in ons swakheid, my God, kom ons vanoggend en vir die baie dankie kom sê. Dankie, my Vader, vir al U genade. En baie dankie, Here, dat U beskermende hand oor ons hou. Here, ons voteer elke dag deur woorde, werke, dae en gedagtes. Daarom kan ons vanoggend sê, Here, ons is naak voor U, my God. Here, U ken ons deur en deur. Here, ons maak foute, Here, wat by mens nie gesien kan word nie. Maar U sien alles, Here, of dit donker is, my God, en of dit lig is. Here, of dit versteek is, of openbaar word. Maar deur dit alles, my Vader, is U genade vir ons. Here, skenk ons U genade. Vader, skep vir ons 'n reine hart, my God. En gee op die nuut in die binneste van ons 'n vaste gees. Here, verwerp die aangesig nie van ons, Here. En neem die Heilige Gees nie van ons weg nie. Here, neem ons as U kinders aanneemlik, my Vader, en skenk ons U genade. En mag ons, Here, die tekens geniet, my Vader, dat ons kan sê, Here, U het 'n behaag ons lewe gehad. U het vanoggend die voorreg gegee, my God, om vanoggend weer so 'n tafel te kan sit. Here, ons is bevlek, Here, met sonde, maar deur dit alles, Here, gebruik U U bloed om ons witter te was as sneeu. Here, U het die liggaam kom breek, my God, om vir ons die prys te betaal. Here, mag die seën van U in alles wees wat ons sal doen. En mag ons, Here, vir ons die woord, Here, dat ons 'n lig sal wees, Here, en dat ons oog 'n lig sal wees vir ons liggaam. Dat ons hele liggaam verlig mag word, my Vader. Dat ons so sal handel en wandel, my Vader. Dat U deur ons gesien kan word. Here, ons is maar mens, my Vader, maar U het nogtans die voorreg gegee, Here, en U het nog altyd die belangrikheid in ons gesien, om na ons te nader. Soos U genade met die vrou van Samaria, Here, wat alleen was, my Vader. Here, die vrou wat gevoel het, niemand stel haar belang nie, maar deur alles, Here, het U opgekom, om vir haar te sê, vrou, ek gee vir jou 'n bietjie water, waarvan jy nooit weer dors sal word nie. Here, gee vir ons een en elk die lewende water, my Vader, dat ons sal uitstraal daaruit, my Vader, en kan sê, dankie, Here, U het vir my ook raak gesien. Seën en saam vir ons. Here, is nie af wat nie van U af is nie, elke plan van die vyand, in die naam van Jesus, en laat U wil geskied, en met baie danksegging. Amen. Die Here self het die nagmaal ingestel en daarvan getuig die apostel Paulus wanneer hy sê, ek het van die Here ontvang wat jy ook aan julle oorgegee het. Here het in die nag aan die oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook na die maaltyd het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat met my bloed besteel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood en opstanding van die Here tot wanneer hy weer kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit vir ons die volgende betekenisse in. Maar ek staan vanoggend besonder stil by die nagmaal as 'n vreugdesfees. In die midde van die teenoor van vreugdelose wêreld, en alhoewel hierdie tekens, die brood en die wyn dui op die bloed wat gegiet is, die liggaam van Christus wat gebreek is, alhoewel dit praat van die pyn en die lyding van Jesus Christus, alhoewel die nagmaal in rou en in droefheid staan, is die nagmaal ook 'n fees van vreugde. Wanneer die nagmaal ontmoet Jesus ons net daar waar ons is. Deur die nagmaal verander Jesus ons omstandighede en bekroon hy ons met sy
heerlikheid. Daardeur kan ons vreugde by die nagmaal ervaar, want ons lewens is getransformeer, ons lewens is verander. Dus, broers en susters, kan ons met dankbaarheid by die nagmaal aansit. Ons kan God in dankbaarheid loof, omdat hy vir ons kan sien, net soos hy is. Die nagmaal bied ook, broers en susters, vir ons 'n voorsmaak van die ewige vrede wat vir ons wag by die bruilofmaaltyd van die Lam. Daarom kan ons met dankbaarheid en vreugde ook uitsien dat Jesus vir ons gaan en 'n feesmaal voorberei. En hier by die nagmaal kry ons 'n geleentheid om ons daarvoor voor te berei. Die voorbereiding vir hierdie vreugdesfees vanoggend roep God ons dat ons ook weer ons onsself ondersoek, om ons woord vir 'n oomblik voor die aangesig van die Here stil in afhanklikheid. Here, ons dankie dat ons vanoggend in afhanklikheid voor die aangesig, Here, mag aankom. Dankie, Here, dat ons hierdie voorreg het. Here, net soos ons is, alles dit wat ons het, gasie wat ons telkens met ons saamdra, Here, dat ons met alles voor U kan opneem. En Here, U sien nogtans vir ons kans. Dankie dat U vir ons, Here, aanvaar as kinders. Dankie, Here, dat U vir ons ruimte maak in die teenswoordigheid. Dankie, Here, dat U ook op 'n besonderse wyse deur die Seun Jesus Christus ons lewens omverryk. En Here, vanoggend sit ons weer by die tafel van die Here aan, waar ons hierdie verrykingskrag van Jesus tasbaar vanoggend aan kan voel. Skenk ons, Here, U groote genade. Skenk ons vanoggend U ontferming. Skenk aan ons, Here, U barmhartigheid. Ons te bid, Here, met soveel nederige afhanklikheid. Geliefdes, ons wat in 'n afhanklikheid voor die Here leef, maar ook met vreugde uitsien na sy koms en na hierdie feesmaal. En ons bely dat vanoggend ook ons geloof wat ons in die Here Jesus Christus inglo. Kom ons staan en ons spreek dan die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat geleef het onder Pontius Pilatus, Christus en begrawe is, en neergedag, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar na die hemel, en sy regterhand, die almagtige Vader, en waar is dat onmogelijk, die op die ewige Jesus Christus. Ek glo in Heilige Gees, ek glo in Heilige Vader en Christus Kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die verlossing van die Gees, en die ewige lewe. Amen. U mag my sit lekker. Geliefdes, ons gaan die diakens om vir ons te dien, die tekens, terwyl die loop en aanbidding, dan vir ons 'n paar gepaste liedere gaan sing, sal die diakens vir ons dan begelei. As u, broers en susters, sap gaan neem, sal u dan ook vir ons asseblief so aanleiding kan gee, en dan sal ons dan ook so vir u met sap dan vanoggend bedien. Baie dankie vir vanoggend.
sodat broer Burton dan presies weet vir wie om te bedien. Sal jy dit ook asseblief net so met die hande gee? Dan weet broer Burton, ja, vir die bedien. Now you
is daar enige een moontlik oorgeslaan met tekens van die brood, die wyn of die sap? Sal jy vir ons 'n aanleiding gee? Oorgeslaan. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is dat die volkome versoening van die sondes die mag kan hê. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is vir die volkome versoening vir al ons sondes. U mag gaan. Yeah.
bid net saam. Here, as U die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouer. As U die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Here, as U ons nie vashou nie, sal ons dit nooit maak. Dat ons aan die tafel kan kom aansit het, Here. Dat ons vanoggend tot niet besef. Die prys is betaal. Vrygekoop deur Jesus bloed. Amen. Baie dankie aan Jacques. Liewe broers en susters, gemeente, ons het aan die einde van ons erediens gekom. Terwyl die heeltelinge dan in die sitplekke dan ook gaan inneem, gaan ons slotlied sing. Gesang 250, gesang 250. Vriend, het jy geen plek vir Jesus, wat jou skuldlas eens moet dra, sal jy nie jou redder laat, daar uit klop en toegang vra. Ons gaan al die sing tot eer van die Here, en dan net een afkondiging asseblief, al die sondagskoolkinders, ouers, jy word gevra om asseblief net vir 'n wyle vir ons agter te bly. So al die ouers wat kinders in die sondagskool het, sal jy asseblief vir ons net so vir 'n wyle agterbly in die kerk. Die sondagskoolpersoneel wil graag vir u sien en speel. Geliefdes, baie dankie vanoggend vir elkeen van u deelname aan die erediens. Aan Sally, nogmaals hartelijk geluk in die 80ste verjaarsdag. Mag die Here se seën verder op u rus. Dankie ook vir u toegewyd en ook vir die liefde wat u vir ons het as kerk. En dankie ook vir die besonderse wyse dat u ook ondersteuning bied vir die liggaam van Christus. En Sally, soos julle weet, die 2 seuns in die bediening, die ander seun is ook betrokke met bediening. So sy's 'n Christus mamma. Sy maar bedienaars voor. Mag die Here se seën ook op u op 'n besonderse wyse ook rus. Ook so kinders aan die Here toe vertrou vir mense. Vriende, ons staan saam en ons sing ons slotlied by ons. Amen.
liewe gemeente, kom ons ontvang dan die seën van die Here. Mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil in hierdie wêreld kan maak, sodat jy die dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie, deur mense te ontmoet waar hulle leef, en mense se omstandighede te verander, oral waar Christus jou mag stuur. Gaan in die genade van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geseënde week aan elkeen van julle.